Ons sing ons net vanoggend halleluja. So I'll throw up my hands, praise you again and again. For you, all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, Van die Here sê in Psalm 22 vers 4 dat U is die Heilige wat woon onder die lofsange van U mense. En in hierdie oomblik is dit waar ons vir die Here kan ons laste en sorge gee. Dit wat ons pla kan ons vir hom gee. Daar waar ons gefaal het, waar ons sonde gedoen het langs die pad, kan ons dit nou bely en vir die Here gee. Jesus sê, julle moet my juk en my las op julle vat. My juk is sag en my las is lig, maar ons eie jukke is baie hard en ons laste is swaar. Daarom kan ons nou vir die Here oorgee. Alles wat ons pla, dit wat vir ons te groot is, dalk is jy vanoggend bekommerd oor 'n kind. Gee hom of haar in die hande van die Here. Dalk oor iets in die besigheid. Dalk oor iets in die familie of die gesin. Kom ons gee oor vir die Here. Want om sy juk en sy las op ons te neem, beteken ons moet ons eie aflaai. Waar Kyle vanoggend vir ons gelees het van elke dag ons kruis op te neem. Maar dit beteken ook dat ons ons eie kruis afgooi, om sy kruis op ons te neem. Dankie Here. Kom besoek elkeen van ons vanoggend. By die gebed van Efesiërs 1 vers 17, mag God die Vader en die Here van ons Here Jesus om so aan elkeen van ons openbaar dat ons U waarlik kan ken. Ons wil U ken, Here. Amen. Gerard, vir jou in die musiekbediening, baie dankie vir julle, ons waardeer julle vreeslik baie. Dankie ook vir julle toewyding. Roan, lekker om jou op die verhoog te sien, hoor. As julle na daai prentjie kyk op die skerm, waaraan dink jy? Kyk net vir daai prentjie en waaraan dink jy? Nou, as ek na daai prentjie kyk, kan sien ek 'n man wat besig is om 'n resies te hardloop, maar dat hy moeg geraak het. En nou kan hy nie meer verder hardloop nie. En nou dink ek aan een van twee goed gebeur. Of hy kan asem skep en aangaan, of hy kan sê, ek is klaar.
ek hou op hardloop. Is dit min of meer wat julle ook dink as julle dit sien? Nou die tema van vanoggend se boodskap is Demas het my verlaat. En is eintlik 'n aanhaling uit 2 Timoteus 4. Nou laasweek het ons gekyk na Johannes Markus, wat ek dink nie so goed begin het nie, maar Johannes Markus het baie goed klaargemaak. En vanoggend kyk ons nou andersom, iemand wat baie goed begin het, maar nie so goed klaargemaak het nie. Demas het my verlaat. Nou, ons lees op 3 plekke van Demas in die Bybel, en dit is interessant dat ons nêrens in Handelinge van Demas lees nie. So dit sê vir my, Demas was 'n ou wat agter die skerms gehelp het, agter die skerms gedien het, maar toe het hy uitgesak. Kom ons lees in Kolossense 4 vers 14, hier staan, Lukas, ons geliefde dokter, stuur vir julle groete, en ook Demas. So vir die gemeentes stuur Demas groete. En dit sê vir my, dit wys my op iemand wat sy hart op die regte plek is. Iemand wat saam mense leer ken het, soos Paulus bedien het, en wat hy weg van hulle is sy hart by hulle, en hy sê, stuur vir julle groete. Dan die tweede keer wat ons in die Bybel van Filemon lees, is in van Demas lees, is in Filemon vers 24, en hier staan ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my medewerkers, stuur vir julle groete. So nou sien ons iets van Demas. Wie was hy? Hy was 'n medewerker wat saamgewerk het om die Here se koninkryk te bou, wat saamgewerk het om die evangelie uit te dra. Maar soos ek reeds genoem het, hy was meer 'n ou wat op die agtergrond was, want anders sou ons in Handelinge van hom gelees het. En dan die derde keer wat ons van Demas lees, is in 2 Timoteus 4 vers 10. Ek lees vers 9 ook, hier staan, probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Paulus skryf vir Timoteus en hy sê vir Timoteus, kom so gou jy kan na my toe, want ek het jou nodig, want Demas het my verlaat. Demas het my verlaat. En toe ek het lees, toe hoor ek iets van Paulus se teleurstelling en Paulus se hartseer. En ek hoor ook ekos van ons Here Jesus aan die kruis, waar hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Nou, Paulus sê Demas het hom verlaat, en dan die rede wat hy daar gee is, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. En ek het daaroor gedink hierdie hele week, want ons leef in die teenswoordige wêreld, en in hierdie wêreld is daar soveel goed wat so mooi en goed is. As ons byvoorbeeld kyk net ons berg, as ons op die mense wat op Hoedspruit bly, sien elke dag die berg. En die berg is elke dag 'n ander skildery, want die berg lyk elke dag anders. In God se grootheid, en dis tog iets wat baie mooi is. Niemand van ons kan lewe sonder 'n slaapplek, sonder kos, sonder klere nie. En ek gedink, wat beteken dit as Paulus sê, Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry? En die gevolgtrekking waartoe ek gekom het, maar
dan het ek daarom so 'n bietjie probeer navorsing doen wat dit beteken. So dis daarom 'n ingeligte gevolgtrekking. Is dat Demas het die dinge van hierdie wêreld bo die Here en sy wil vir sy lewe gestel. So ons is in die wêreld, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar die Here Jesus in sy wil vir ons lewe moet bo die dinge van hierdie wêreld kom. Dis die gevolgtrekking waartoe ek gekom het wat dit beteken. En dan sê hy, omdat hy nie meer die Here eerste gestel het, Demas nie, het hy my verlaat. Het hy my gelos. Het hy sy pos verlaat. En dan sê hy, en na Thessalonika vertrek. En dit het gemaak dat Demas kom op 'n plek waar hy nie moet wees nie. So wanneer ons nie die Here konstant eerste stel in ons lewe nie, dan gaan dit teweeg bring dat ons die plan wat die Here het vir ons lewens verlaat en dat ons op die verkeerde plek gaan eindig. Nou, as ons die briewe 1 en 2 Timoteus lees, dan begin 1 Timoteus, dan sê Paulus vir Timoteus, bly in Efese, bly daar in Efese. Moenie jou pos verlaat nie. Maar dan aan die einde van sy tweede brief, dan sê hy, kom so gou moontlik na my toe. En waar Paulus was, hy was in Rome gewees, hy was in die tronk in Rome gewees. En hy het mense nodig gehad om hom te help en om te versorg, want eintlik het Paulus, omdat hy 'n Romeinse burger was, vergunnings gehad, hy het in 'n huis gebly in Rome, en mense kon hom besoek, en hy kon vir hulle die evangelie uitdra, mense wat nuuskierig was, maar hy het mense nodig gehad om hom te help, en Demas was een van hulle, en Demas het hom verlaat, en Demas het op die verkeerde plek geëindig, op Thessalonika, en dis nie waar hy moes wees nie. Waar Demas moes wees, is hy moes in Rome wees, want dit is waar God hom toe wou gehad het. En nou roep Paulus vir Timoteus, en hy sê, kom van Efese af, kom na my toe in Rome, want Rome is die plek, sê net, verloor ek so 'n bietjie spoed, anders vat ek die hand teen vat. So net om gou weer al die lyne te probeer bymekaar kry, is dat die eerste ding wat Demas gedoen het, is sy prioriteite het versteur geraak. Hy het dit wat eerste prioriteit en die belangrikste in sy lewe moes wees, nie meer daar gesit nie. Ander dinge vir hom belangriker geword. Dinge wat ons moet hê in ons lewens, maar dit moet nie ons hoogste liefde, ons eerste prioriteit wees nie. Toe maak dit dat hy Paulus verlaat, en toe maak dit dat hy op die plek kom waar hy nie moet wees nie. So daar's 'n gesegde in Engels wat sê, sonde vat jou verder as wat jy wil gaan, en hou jou langer as wat jy wil bly. So wanneer ons die Here nie ons eerste prioriteit maak, en sy wil vir ons lewe ons eerste prioriteit maak, en hom ons eerste prioriteit hou nie, dan het dit 'n kettingreaksie. Daar is gevolge, en die gevolg daarvan is dat ons dit wat ons vir hom moet doen verlaat. En as ons dit verlaat, dan eindig ons op die verkeerde plek. Waar hulle almal moes wees, was in Rome op daai stadium. Nou in hierdie eindse 2 Timoteus 4
moedig Paulus vir Timoteus aan, maar kyk wat sê hy vir hom, maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. Moenie bang wees om vir die Here te ly nie. Vervul jou taak as evangelis. Voltooi die bediening wat God jou gegee het. Nou wanneer hy daar begin en hy sê, maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou, dan sê hy vir Timoteus, jy moet heeltyd weet waar dit gaan. Dit gaan in hierdie lewe om die stryd tussen lig en duisternis. Dit gaan om God en die gevalle boosheid. So wanneer ons lewe, dan moet ons heeltyd besef, dit wat met my gebeur, is deel van die geestes ewige wêreld waarvoor ek vir God staan. En hy sê, Timoteus, wees heeltyd bewus van jou roeping. Moenie dat as dinge met jou begin gebeur, jou gedagtes afdwaal en jy dink dis nie meer lekker en as ek iets anders gedoen het, sou ek dit en dit gehad het nie. Hy sê, dan verloor jy die fokus waarop dit gaan. Want eintlik wat hy vir Timoteus sê, is hy behou jou fokus. Behou jou geestelike fokus. En dan sê hy, moenie bang wees om vir die Here te ly nie. Want elkeen wat die Here dien, sal vervolg word. Elkeen wat die Here dien, sal ly. Want nou kom Paulus en hy skryf uit sy eie ondervinding. En hy sê, moenie bang wees om vir die Here te ly nie. En hy sê, kyk na my lewe. Ek het vir die Here gelei en hy was altyd by my. Moenie bang wees vir dit wat die vyand voor jou gooi nie. Want met die Here by jou, sal jy dit keer op keer kan hanteer. En dan sê hy vir hom, vervul jou taak as evangelis. En maak jou taak klaar wat die Here vir jou gegee het. Voltooi die bediening wat God vir jou gegee het. Maar Timoteus was 'n evangelis, maar ek is nie 'n evangelis nie. Ek is 'n leraar. En soos elkeen van ons wat hier sit, het 'n ander taak. Die Here het 'n ander plan vir ons lewens. Ons het in hierdie week wat verby was gesels by die Woensdag ons musiekspan se klein groepie en die ma's in die groepie sê dis hulle uitdagend met klein kindertjies, hulle tyd is min. Maar die Here se genade maak hulle toe, want hy roep hulle om daai kleintjies in die heelheid groot te maak. Dit is 'n roeping. Voltooi jou taak as moeder, as vader. Dit is wat die Here vir jou nou wil hê, want dit voel vir mense met klein kinders of hulle hele lewe op stop gesit is. Jou lewe is op stop gesit, want God het vir jou 'n taak. En daai taak hou nie op nie, dit word net bietjie anders. God sit sy kinders in plekke waar die sendeling en die pastoor en die dominee nie kom nie. Maar daar sit hulle op 'n plek om hulle lig te laat skyn. Maar as ek my werk doen, en ek sê, maar eintlik hierdie werk is sekondêr, primêr is God se koninkryk om sy wil te doen. As ons daai ingesteldheid het, dan sal ons taak wat die Here vir ons het van self deur die Heilige Gees vloei. Dan kom Paulus, dan praat hy van homself in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. En ons sien dieselfde tema hierso. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my. Nou, ons glo Paulus het 4 sendingreise gedoen, waarvan 3 vir ons in detail in die boek Handelinge aangeteken is. Maar hierdie was aan die einde van sy sendingreise, toe hy geweet het, sy einde is nou baie naby, en dit was. Maar wat sê hy van homself? Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my. En my gebed vir oggend
is dat elkeen van ons op ons sterfbed sal lê en dieselfde sal sê. As ons kyk na Demas, dan is die eerste ding wat ons sien, dat Demas het goed begin. Demas het met die Here begin, maar hy het langs die pad uitgesak. Demas het goed begin, maar hy het langs die pad uitgesak. En dan die belangrikste ding wat ek dink ons kan leer uit hierdie paar verse in die Bybel oor Demas, het hy die teenswoordige wêreld bo die geestelike wêreld en die ewige lewe geplaas. En toe hy dit doen, toe volg 'n volgende ding, dis dat hy sy roeping verlaat, en toe volg 'n volgende ding, en dis dat hy die plek waar God hom wil gebruik, verlaat. So vanoggend sien ons dat jy kan baie goed begin, maar sleg eindig. Johannes Markus, wat ons laasweek nog gekyk het, was die teenoorgestelde, nie so goed begin nie, maar baie sterk geëindig. En ek dink dit gaan eerder oor hoe ons eindig, as oor hoe ons begin. Nou, CJ het vanoggend met ons gedeel, wat ons nodig het om vas aan die Here te bly, lief te bly vir hom, en hom bo alles te plaas. En ek dink in daai vers, Lukas 19 vers 23, so mooi vir my, want hy sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jou self verloon, jy moet jou kruis opneem, en jy moet elke dag my volg. Jy moet dit elke dag doen. En ek dink 'n beginsel is dat dit wat vir my die belangrikste is dit wat ek sal eers doen elke dag. So ek self moes aan myself werk, om nie eerste ding in die oggend gou te kyk, het iemand my gesoek of iets op WhatsApp nie. So klompie jare gelede het daar so 'n lekker ding op Facebook gebeur. So 'n groot groep van die manne wat saam met my gestudeer het saam begin oor dinge gesels, en jy sal byvoorbeeld sê, wat is die 3 boeke wat vir die meeste beteken het en hoekom, en dan sal jy joune skryf, aanhou syne, en dan sal die ouens mekaar bietjie vra, mekaar bietjie terg, en so meer. Maar toe ek my kry, dis die laaste ding wat ek in die aand voor ek slaap doen, is kyk gou my Facebook, en die eerste ding wat ek doen in die oggend is ek kyk gou my Facebook. En ek besef toe nee, dit moet nie so werk nie, en gelukkig is dit toe ons jaarlikse tyd van vas, en ek sê vir die Here, ek vas Facebook vir hierdie week, en aan die einde van daai week van vas, toe wil ek dit nie meer doen nie, toe is dit dood in my, en ek het nog nooit weer dit gedoen nie. Ek het nog 'n rekening, dink ek, maar ek gaan sê maar so 1 keer 'n jaar op, as ek iets wil plaas op die gemeente se blad. Maar ek het iets begin mis, en dit is dat dit wat my eerste prioriteit is, moet die eerste prioriteit elke oggend kry. En iets wat ek geleer het, is dat veral oggende wat ek nie baie tyd het nie, kan ek baie tyd wen om net lofprysing en aanbidding musiek aan te sit, terwyl ek reg maak, terwyl ek gou koffie maak, terwyl ek skeer en aantrek en goed, so heeltyd lofprysing en aanbidding speel, dan as ek myself weer kry, sing ek saam, sonder dat ek eers dit agtergekom het. So ek dink 'n goeie beginsel is begin met dit wat ons eerste plaas elke dag. Ek dink 'n volgende beginsel is wanneer daar iets tussen ons en die Here kom staan, dat ons dit onmiddellik reg maak. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe, reinig van alle ongeregtigheid. Maar as ons in daai sonde begin bly,
dit nie regmaak nie, dit toelaat in ons lewe, dan gaan ons so stukkie vir stukkie vir stukkie wegdwaal. Want as ek kyk wat Paulus van Demas sê, dan het alles nie net eensklaps gebeur nie. Demas het eers die dinge van hierdie wêreld liewer begin kry as die Here. Toe na ruk maak hierdie bediening en swaar kry nie meer vir hom sin nie. Toe sê vir Paulus, ek staan terug. En toe gaan hy na Thessalonika toe, waar God hom nodig gehad het in Rome. So stelselmatig. So daarom moet ons, as ons agterkom, daar's iets wat 'n houvas begin kry op ons, dit vir die Here gee. En dit hoef nie altyd iets sondig te wees nie. Ek glo nie, hoe ek Facebook gebruik het, was sondig nie. Maar wat wel gebeur het, ek het dit begin eerste sit. Dan 'n ander ding, ek dink as ons kyk en CJ het ook vanoggend daaroor gepraat, ons binnekamer, dis mos maar waar alles begin. So die Here sê ook, as jy wil bid, gaan na jou binnekamer toe, sluit jou deur daartoe en praat met God wat in die verborgene en dit wat bedek is sien. En dit is waar ons verhouding met die Here begin, ek en die Here alleen. Maar dit kan nie net by ek en die Here alleen bly nie. Van die begin af, as ons byvoorbeeld Handelinge lees, dan sien ons die apostels het bedien in die tempel en in die huise. Ons kan nie net die huis hê nie, ons moet ook die tempel hê, ons moet ook die samekoms van die gelowiges hê. In die Hebreërsboek staan daar, moenie die samekoms van die gelowiges afskeep nie, want ons het ook mekaar nodig. Ons het ook nodig, soos ons begin verhoudinge bou, soos ons mekaar begin ken en mekaar bedien en mekaar ondersteun, het ons dit ook nodig. Dit is soos 'n lekker kampvuur. Dinsdag aand gaan ons groot gaan met 'n kampvuur. Maar as daar 'n klomp stompe in die kampvuur is, en mens vat een van daai stompe uit en gaan sit om een kant, dan terwyl al die ander stompe lekker brand, gaan daai een stomp doodgaan. So ons het mekaar ook nodig. Ons het tye nodig wat ons op die Here fokus, soos ons week van vas en gebed. Wat ek sê, Here, ek vas van koffie, ek vas van TV, ek vas van sosiale media, vas van dit alles, net om U weer eerste prioriteit te maak. So ons moet heeltyd in die proses wees. Dis hoekom daai Lukas 9:23, dink ek is ons teks vir vanoggend, met die woordjie elke dag, moet die samekomste afskeep nie. En dan nog 'n ding, as die vyand ons nie kan vernietig nie, dan sal hy ons probeer uitbrand. So die wat in diens van die Here is, wat vir hom werk, moet hulle ook pas. Vat daai man byvoorbeeld wat ons sien op die skerm. As hy net sy asem skep, en diep asemhaal en stadig weer begin hardloop, is die kans baie goed dat hy die wedloop gaan klaarmaak. So ons moet ook onsself pas, en dit wat ons vir die Here doen pas, en dit wat ons in die gemeenskap, in die skole doen, ons moet onsself pas. Ons moet ons pas, want ek wil tot die heel einde toe hou. So vanoggend sluit nou aan by laasweek. Laasweek was ons moet sterk klaarmaak, maak die saak van ons begin nie. Hierdie week sê ons al, as jy goed begin het, is dit nie te sê, gaan klaarmaak nie, ons gaan klaarmaak nie. So daarom moet ons elkeen besef hoe belangrik dit is, dat ek klaarmaak met dit wat die Here vir my gegee het. Paulus skryf vir Timoteus, voltooi die bediening wat die Here vir jou gegee het. En vanoggend is my woord vir elkeen hier, voltooi die bediening wat die Here vir jou gee. Woord van myself is, voltooi die bediening wat die Here vir jou gee. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam.
Ons Vader, dankie dat ons by U kan kom skuilplek soek. Dat ons kan kom skuil onder die vleuels van die Allerhoogste. Dankie dat ons elke dag in ons binnekamer by U kan kom skuil. Here Jesus, dankie dat ons elke dag na U toe kan kom, want U sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Ek voel ons moet elkeen net voor die Here nou met hom praat, en praat met hom oor hoe jy elke oggend begin, en hoe jy elke aand klaarmaak. Verbind jou voor die Here en sê, Here, ek sal met U begin. Ek sal Bybel lees voor ek WhatsApp of iets lees. Ek sal U eerste stel, Here, elke dag. Kom ons verbind ons om die bymekaar koms van gelowiges nie af te skeep nie. Om prioriteit te gee aan die Here en sy werk. Elkeen van ons het 'n taak gekry by die Here. Elkeen van ons se taak lyk anders. As jy nie weet wat jou taak nie, vra vir die Here, Here, wat kan ek vir U doen? Sê vir hom, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. Wat lê U in my hart? Filippense 2:13 sê dit sê, want God werk in ons, want dit is God wat in julle werk, om te wil en te werk tot sy welbehaag. Wat sê die Here in jou hart om vir hom te doen? Gaan doen dit, begin net, volhard. As jy die Here dien, vanoggend en jy is moeg, dan moet jy dalk 'n tydjie rus. Beplan dit. Want rus is deel van ons vertroue op die Here. Vra vir die Here, Here, help my om my taak te voltooi. Help my om sterk klaar te maak. Help my om nie uit te sak langs die pad nie. Ek kan nie in eie krag dien nie. Ek kan nie in eie krag tot die einde toe volhard nie. Ek kan net in die krag van die Heilige Gees. Vra die Heilige Gees se leiding. Vra sy vervulling. Vra sy krag. Dankie Here dat ons dit elke dag kan doen. Amen. Terwyl ons net so staan,